Môre julle. So, ek is besig om te pak vir die Wenda trippie. Ek dink wat ek julle gou almal wys wat pak ek gewoonlik in vir 'n trippie. Hierdie trip gaan ek wel bietjie solo hardloop. So ek gaan maar minimaal pak. Ek gaan sommer agter binne in die bakkie slaap of sommer op die stoel voor, die passasier se stoel. Ek het die tent op die trailer gehak, maar ek gaan nie die trailer saamsleep nie. Dit is net so 'n bietjie ietsie ekstra wat dalk kan fout gaan. So ek gaan nie die trailer vat nie. Die bakkie sal alright wees. Dis daarom net ek het nie 'n vrou of kind wat nou gaan saamkom nie. Hulle gaan bietjie by die huis bly hierdie naweek. So ja, kom ek wys vir julle wat ek gewoonlik pak op so 'n trippie. Kyk, daar's nou niks fancies nie, maar ek het my solar fan dingetjie daarso. Ek kan mos nie slaap as dit so verskriklik warm is nie. Dan het ek so solar ligte stelsel storie wat die fone kan charge en my Bluetooth speakertjie vir as ek wil gou 'n bietjie party in die aand. So 'n bietjie kopligte en 'n paar van hierdie solar globies wat sommer inplak in hierdie stelsel in. Hierdie stelseltjie kan vir jou so 3 of 4 ligte ook om jou bakkie sit en kan jy mooi lig maak. Dan het ek ook maar net opblaas, hulle noem dit 'n opblaasmat. Okay, so volgende het ek so klein kompressortjie. Ek het hom nog nie nodig gehad om te gebruik nie, maar hy kan 33 opblaas. As jy my wil glo of nie, is dit nou maar jou eie saak. Maar as jy die wiel opjack en jy sit hom op en jy wag so 20 minute, dan kan hy hom vir jou tot en met so, ek het hom al gehad wat hy hom so 2.2 bar op jack, opblaas. En met die 33's op kan ek hom nie meer onder die bakkie indruk nie. Hy pas nie meer tussen daai twee vere nie. Ek het nog die extended tanks ook onderin. So ja, dit maak hom so 'n bietjie moeilik om hom onderin te sit. Maar ja, at least het ek hierdie ou tuinhekkietjie wat ek hom kan opsit mee. Ek dink ek gaan anyway my tweede spaarwiel ook opsit. Ons gaan so 'n bietjie ver ry, ek gaan solo hardloop, so ek het nie 'n ekstra kar wat se spaarwiele kan gebruik in case iets moet gebeur nie. So ons gaan hom maar so tackle, ja. Volgende sit ek 'n CV in. Dit is net 'n elter. Jy weet nooit as jy 'n CV breek en jy wil huis toe gaan nie. Hoe die Tritons opgeset is en hoe baie karre actually opgeset is dat jy kan nie sonder daai elter ry nie. Hy hou die bearing vas. My CV's is 100% op hierdie oomblik. Maar ek vat maar net 'n ekstra enetjie saam. Hierdie is nou my sparekrat wat ek saamvat. So ek wys vir julle maar nou net wat ek wel deursit en hoekom ek hulle vat. So ek vat 'n elter saam met my. As ook 'n inner. Dit is nou aan die diff se kant inner. Hierdie CV het al probleme gegee, maar as ek hom moet insit, gaan ek net hom insit. Ek gaan hom nie gebruik nie. Dit is nou maar net om die olie te stop in case daar moet iets gebeur met my ander ene. Volgende vat ek vir my 2 stelle. Dit is jou steering rack inner, steering rack end en obviously links en regs. Ek het 'n ekstra ou ball joint, lower ball joint wat ek saamvat. En dan vat ek sommer 'n upper ball joint saam. En dan gooi ek gewoonlik maar net so 'n bietjie jumpers by. Sit maar die jumpers by. En 'n paar olietjies. Net so 'n bietjie diffolie, so 'n bietjie gearbox olie. Ek hardloop die outomaties. So dit sal ek nou bygooi daarso. Nou wil ek ook noem met my sparekrat wat ek saamvat, met my krat vol spares, is daar's baie manne wat wel gaan sê, maar Wayne, my Hilux breek nie, of my Ford breek nie. Hoekom met jy spares saamvat? Dit is net insurance, jy weet nooit nie. Jy ry agter 'n trok, daar val 'n klip voor hom in, jy stamp die klip en daar breek jy jou tie rod end of wat ook al. Jy weet daarso is enigiets wat kan gebeur. Ek het nog net nodig gehad om 'n CV op 'n baan te vervang.
Maar ja, jy kort ook weak spots op die kar. As jy die sterkste CV's het op jou kar, dan al daai goed, as die CV nie breek nie, raai wat breek jy dan breek jy 'n diff. Of jy breek jou proppe, of wat ook al. So jy kort 'n weak spot, 'n maklike weak spot om uit te sort op die baan. 'n CV is maklik om uit te sort. Ek meen as jy die regte tool saambring, jy change hom gou-gou. Ek het myne by Mugatle gebreek, my 20 minute gevat, dus ek weer terug op die baan. Hy het wel so 100 meter af in die pad weer gebreek, maar dit was my eie fout gewees. Ek het nooit my locking clip teruggesit nie. Maar ja, toe hy weer breek, toe haal ek net die side shaft uit. Ek het die baan klaar gery in two-wheel drive. En ek is van Mugatle af Boksburg toe met daai selfde gebreekte CV, maar ek het by die huis gekom. Dit het my niks ekstra gekos nie. Dit het my omtrent 'n uur van my tyd gevat op die baan. Op die baan, daar was nie plugs of enigiets by nie, maar ons het dit vinnig uitgesort en daar was nie probleme gewees. Jy wil net 'n cheap insurance package hê om jou by die huis te kry. As jy nou moet vat, 'n toutrok sou my sekerlik 3-4 000 rand gekos het om van Mugatle af, van Thabazimbi se kant af, al die pad Boksburg toe te bring. So dit sou 'n hele paar rand gekos het. So ek het by die huis gekom en ek het hom by die huis mooi uitgesort. Volgende het ons maar 'n lekker stewige kampstoel. Dis nou verby die kamp self. Gooi hom daar so in. En dan het ek sommer so 'n klein tripod ouetjie. Dink hulle so R100 na op Takealot. Dis nou lekker, ek sit hom altyd vrolik agter my seat binne in Oubaas. Dis nou as jy vinnig wil stop en maar net so bietjie kyk hoe die ander manne hulle bakkies regmaak of so bietjie speel of wat ook al, dan het jy daarom 'n lekker stoeltjie daar so om net so vinnig te sit en te kyk. Dan hoef jy nou nie alles uit te pak om by jou kampstoel daar uit te kom nie. Volgende praat ons so 'n bietjie oor tools. Jy het nie altyd die bestes of die grootstes of die sterkstes nodig nie. Jy's op die baan uit. Jy het nie te veel nodig nie, maar jy het een krat weer eens en jy het al die tools wat jy nodig het. Ek vat maar my grinder saam. Dan sit ons met 'n impact hammer. Dis ook sommer so cheapie wat ek op Takealot gekoop het. Maak seker jy vat hulle batterye saam, 'n paar ekstra disks, jou Allen keys, maak maar seker dat jy vat jou Allen keys, dit is nie dieselfdes nie, die een is 'n Torx en die ander een is 'n Allen key, so maak maar seker dat jy vat hulle daarso. Ek het so lekker tangetjie, hamer, en dan net sommer so cheap stel socket set man. Ja, daar is ons alles in, ek het dit 'n crowbar bygesit, dit help maar om 'n CV uithaal, jy maak hom maar net mooi vas en dan gly hom in, en dan vergeet jy van hom. Hierdie tafel wat ek saamvat, en onthou jou pyp. Ja, ek het nou al baie kere, want ek sit met 'n paar van hierdie pype. Maak seker dat jy jou rubbertjie op hom het. As jy nou eers daar by die kamp uitkom en jy steek hierdie dingetjie aan die brand en die vlam kom hier onder uit. Eers gaan jy nie net jou gat afskrik nie, maar jy gaan baie teleurgesteld in jouself wees dat jy nou nie kan breakfast of 'n koffie maak nie. Volgende praat ons gou 'n bietjie kos maak en skoonmaak en daai tipe goeie. So ek gaan nou mos nou maar alleen gaan. So ek het hierdie krat vir my kos. Dis 'n paar potjies, hier is 'n klein lekker braaibakkie. Ek het 'n staalbord daaronder, 'n paar papierborde, bietjie braaitang, bietjie messe en vurkies, niks veel nie. Swart sakke, baie belangrik. Yes, ek het al gesien die manne los hulle kampplekke verskriklik vuil. Swart sakke is baie belangrik. Dan het jy nou jou brandewynglas of wat ook al jou poison is. So is ons sommer so 'n bietjie met 'n ou baas op. Lyk baie nice. Ons het vir Reine hulle daar van Polokwane wat vir ons gemaak het. Baie dankie. Dan het ek so sakkie in met bietjie lappies, bietjie sunlight seep in. Ek het hierdie, jy koop hulle, ek dink dit is so 10 of 20 rand by die Plastic Boys. Hy kom sommer met so dekseltjie by. Jy vou hom mooi toe. Jy het nie nodig vir plastic kosblikke en daai tipe goeders nie. Hy werk lekker en ek meen meeste van die kere as jy wel vleis maak, jy hou dit oor nag, dan maak jy sommer die breakfast die volgende oggend, dan gooi jy die ding sommer weg, dan is daar minder om huis toe te bring. Ja, daar is nie sulke probleme met hierdie ouetjies nie. Dan het ek my cutting board daaronder. As julle wel biltong, as julle soos ek biltong koop,
sit hulle, laat hulle dit vir jou in pakkies maak. So hierdie ouetjie gaan my nou vandag, ek het gister al begin van hom eet, maar hy sal nou my trippie soontoe cover. Dan sal hierdie ouetjie nou my dagmode cover. En dan Sondag op pad huis toe het ek sommer nog enetjie en jy vries hulle sommer saam. Daai ouetjie gaan nou obviously net so voor in die bakkie ingaan en dan is my padkos sommer gesort vir die oggend ook. So ja, die vleis gaan obviously yskas toe. Dan volgende praat ons bietjie die covery gear. Ek het so 'n klein tassie. Dit is Wild Dog 4x4. Hulle gee vir jou 'n mooi tassie by. Maar ek het nou al 'n klomp goeders, ander goeders ook by hulle gekry, die straps en so ek gooi nou maar al die straps hier in. Die ratchet in die tension straps. Dan is die shackles hierso onder, kinetiese tou hierso en alles is mooi accessible. Ek het my damper bag is ook al onder vir die winch. Alhoewel ek nie 'n winch het nie, maar ja, hy is maar altyd saam met my in die bakkie. Ek was altyd te bang vir die recovery gears, maar toe ek die pryse van die goeders actually eers gaan kyk, van die mense vat maar groot advantage, maar so is baie goeie pryse, baie goeie produkte. Gaan kyk hulle uit. Wild Dog, baie nice mense, baie goeie diens. Ek dink die diens is ook iets wat 'n mens deesdae voor agter is. Nie altyd winskopies nie, maar die diens. Daar's baie mense wat kanse vat en jy wag 3 weke en 4 weke vir dit en. As jy hier order, ek het al orders geplaas vir van my mense, van my members, dan kry ek die goeders die volgende oggend. Letterlik die volgende oggend. So nee, die diens is tops uit hulle uit. Gaan kyk hulle bietjie uit, gaan kyk na hulle pryse. Mooi. En dan laastens, yskas is in. Alles is reg daarso. Laastens het jy jou mediese tasie. So hierso in het ek pleisters, verbande, ek het pille, ek het allerhande klomp goeders hierso in. Lekker accessible daar by my stoel. Ek gryp hom net uit en daar gat ek. Wees maar net seker. Mense wil altyd almal lekker ry en jy wil altyd almal die beste van die beste doen en lekker saam ry. Wees maar gereed vir die ergste wat kan gebeur op die einde van die dag. As hy, so oubaas is amper reg om te ry. Ek is ook amper reg om te ry. Daar's baie mense wat vir my sê jy pak te veel, jy pak te min, jy pak dit, jy pak verkeerd. Dit werk vir my. Elke ou het maar sy eie maniere. Hierdie is net 'n guideline. Ek het sekerlik baie van julle se tyd gemors met hierdie eerste segment van die video, skies. Maar hierdie is wat vir my werk en ek hoop ek het iemand daar buite gehelp bietjie. Het nie veel nodig nie. Baie mense wag altyd. Wag. Ek moet dit eers. Jy hoef nie. Jy gaan uit met jou bietjie wat jy het en jy go for it. Ek is nie 'n ryk man wat al hierdie goeders kon koop nie. Die yskas was vir my basically gegee as 'n geskenk. Ek is baie dankbaar vir al hierdie tipe goed. Op dieselfde tyd is dit ook 'n lekker toetssessie, want ek meen ek is maar baie aktief en dit as die goed werk dan werk dit. As dit by my werk, sal dit definitief werk. So ja, ek sal nou as ek daar kom sal ek net daai hak afval, want daar is maar so 'n bietjie op en af, maar dit sal eers môre gebeur. Ek het gou 'n paar draaie gery voordat ek op pad is, maar ek is officially op die pad. Dis 11:30, is lekker bewolk buite. Ek sal so 'n bietjie video vat terwyl ek ry. Kan julle sien. En ons is hier so.
You're not the average defender. He's a defender. You're not the average. Say hello, guys. Hello. There we go. Oh, but what is going to have a vibe? What's going to have a vibe? Whole video. Off-roading tomorrow. Singer, Bringing the people together. bring everyone Yeah. and yourself too. There we go. This is Prince. This one is Ek is daarom klaar opgeslaat. Ek gaan sommer binne in my bakkie slaap. Ek het maar die tent by die huis gelos omdat ek alleen gekom het. So hier is my kombuisarea. Hier is al my kassies en my goedjies is hier onder. En dan hier is waar ek bier drink. En ja, ek het die, soos wat julle kan sien, ek het die tent afgehaal. Net my spaarwiele is op, gazebo is op die dak. En dan slaap ek binne in die bakkie. Baie nice plekje actually. Maar vir nou maak ons eers so. Sy. Ijskoud. Cheers. Môre. Verskoon maar die hare. Ek het net wakker geword. Bietjie bewolk vandag hierso in Wendaland. Maar dit is daarom nie koud nie. Ek's daarom nog bietjie kaal moue hierbo. Ek gaan so bietjie wys hoe lyk die kamp hierso. Eintlik baie mooi. Hier is nou die stand waarop mense staan. Die manne slaap nog, hulle het so bietjie laat ingehardloop gisteraand. Maar ja, daarbo is daar mooi lapas en lekker entertainment areas. Hierso is tente ook wat 'n mens kan, permanente tente wat 'n mens ook kan huur vir die dag. Wel, vir die nag. Eintlik 'n baie mooi plek, 24 uur security wat hierso is. So ja, ek gaan nou gou gaan kyk of daar so warm showers is. Want ek vang nie 'n koue shower nie. Anders dan gaan ek shower met my baadjie aan. Yes, that's right. I finally met him. This is Lady V. Yes, that's right. What's happening, my guy? What's happening today? Lekker at you. Baie goed. Baie mooi. Yes. What's happening, my guy? Yeah, we're here in Wendaland. Wenda country, yeah. Finally. It's been a work in progress, but I am here and today we're going to have a good time.
All right, I've been seeing you've been washing your baby, preparing. We've been seeing you on TikTok doing your thing. I can't wait to see what Obas has for us today. Yeah. Hopefully we can do it quite smoothly today. I've got one of the biggest tires here today, so hopefully that will help me. And yeah, it's nice and clean, so let's see how dirty we can make it. Nice. The marks of a man with a bakkie is the mud, the dirt. Yes, that's right. Legendary! Tell the boy you are the person today. What's going on here? Huh? What's going on here? You don't know to class, you're just walking. Wow, congratulations, man. Channel, we are here in Venda. Venda, Matayoni. Okay, Masa. I will pass my zero pillar. Sit down, pass my seven. Venda road. Hey, Obas! Sorry. Sorry. Obas! The legend! Obas! You are the legend, the red off-road! Hi man, I'm so glad, man.
prizes, we'll have our man of the match. Okay. Would like to call Obas, man of the match. His win was fair and square. His car never struggled. Yeah. There was no competition for him here. So his price is a roof rack worth 10,000 rand from LPS. So LPS guys will be handing it over to, unfortunately it's heavy, it's on the backy there, but I'll hand it over to LPS. Overs. If you want it fitted for you tomorrow, these guys will be open for you tomorrow. Yeah. So hier in Wendaland. Die manne het weer gisterand laat ingekom. Bakkie is daarom vanoggend bietjie meer soos wat ek gewoond is om hom te sien in die oggende op so kamp naweek. Lekker vuil. Wil julle net gou my slaap setup wys hierso. So daar is hy. Eintlik heel gemaklik. Obviously 'n tent sou bietjie beter gewees het, maar ek het regtig nie te sleg geslaap nie. En ja, weer eens nie, dit is baie bewolk vandag, maar nie koud nie. Dit is nie bewolk nie. Dit is eintlik mooi oop. Maar dit is nie koud nie. Weer eens verskoon die hare. Maar julle vang my nou hier op 'n slegte oomblik. En dit is hoe 'n wenner lyk in die oggende in Wenda. Maar daar is hy, ek gaan nou maar lekker vroeg vanoggend oppak. Ek sal vir my sommer iets hier daar by die KFC kry. En dan gaan ek huiswaarts skiet. My hele experience van hierdie trippie was eintlik baie lekker gewees. Dit is die mense is baie nice. Mens moet nie bang wees om in hierdie tipe environments ingegooi te word nie. Ja, dit is rarig lekker gewees. Ek het 'n paar ou vriende van Team Skora ook raak geloop hierso. En 'n hele paar nuwe ouens, nuwe buddies gemaak hierso en ons gaan 'n paar paadjies vorentoe saam stap definitief. Klomp nice mense en hulle het regtig hulle bes te probeer en jy kan sien dit was regtig 'n mooi massive event gewees. En die dorpie self waardeer ook. Ek meen die meier van die dorp was betrokke gewees met hierdie event gewees. So dit is regtig nice om dit te sien. En hulle like ook die nuwe gesigte. Hulle wil hê ons moet hulle dorpe kom check en nie net kom geld spandeer hierso in hulle winkels en daai tipe goeders nie, maar kom kyk wat het ons hierso. Jy weet, dit is vir hulle 'n lekker groot ding gewees. En die karre wat die manne ry. Obas was regtig die goedkoopste kar hierso gewees. Ek glo nie ek het enige kar gesien wat goedkoper as myne is nie. Jy weet, die manne slaat uit hierso. Ek wil die video afsluit deur om dankie te sê vir die Wenda Offroaders. Dit was regtig great gewees, as ook LPS Fitment Center. Punt my ride. Die details sal in die description wees. Hulle het vir my hierdie prys gegee. Awesome stuff. En ek hoop om julle weer te sien
Dankie.